Nou ja, my liewe vriende, ons is weer saam met u, 'n geleentheid wat ek glo vir u soos vir my tot seën is, omdat ons so 'n bietjie dieper en op 'n ander manier in die skrif delf as wat ons altyd gewoond was om te doen, omdat die Here, glo ek, dan ook in hierdie laaste tyd voor sy koms ons 'n dieper insig gee wanneer ons die Here soek vir die foutloosheid en die korrektheid en die Heilige Gees vertrou dat hy vir ons binne die woord van sy waarheid lei. Nou ons al 'n paar keer bietjie gesels oor die verskillende aanbiedings, die een van Petrus aan die Jode wat 'n aardse koninkryk in gedagte het, en ons gaan by 'n volgende keer so 'n bietjie daaroor praat, weer verder uitbrei, en dan ook aan die ander kant die apostel Paulus wat 'n aanbieding het vir die nie-Jood, maar ook die groot genade van God waar hy in hierdie aanbieding vir die heiden hom bybring, maar ook vir die Jood die kans gee om volgens Efesiërs 2 dan deel te kan hê aan hierdie wonderlike openbaring van die liggaam van Christus. So wil ons kyk vanmiddag dan na verskillende onderwerpe, of dalk titels, binne die evangelie aanbieding van die apostel Paulus. En ek wil dit titels of onderwerpe noem omdat die evangelie gaan oor die eenvoud dat Jesus vir die sondes van die mens gesterf het, dat hy in jou plek gesterf het, jy saam met hom begrawe is as jy dit aanneem, en jy so ook in 'n nuwe lewe saam met hom in Christus kan opstaan. Maar dat daar soveel meer is as bloot hierdie eenvoudige waarheid. En daarom dan die verskillende onderwerpe en titels wat ons binne die evangelie aanbieding die volheid van die grootheid van die evangelie ontvang of ontdek wanneer ons die sendbriewe van die apostel Paulus lees en hy dan uitsluitlik die apostel van die heidene word wat dan ook die Jode intrek tot hierdie wonderlike gewaarwording van die grootheid van die kruis en die diepte en die impak van die offer. Nou kom ons kyk so 'n bietjie na 'n paar onderwerpe of titels binne hierdie evangelie aanbieding van die apostel Paulus. Ons begin deur vir jou te wys dat alles gaan oor genade op grond van geloof. En die eerste ding wat Paulus noem is, hy sê dat Jesus vir ons sondes gesterf het. Met ander woorde, in my en jou plek gesterf, sodat hy die skuld vir my sondes kan dra wat God kan sou regverdig, of wat God tevrede sou stel, dat die Bybel sê die loon van die sonde is die dood, dat hy dan in my plek sterwe, hy die prys namens my betaal. En wanneer ek hierdie evangelie aanbieding glo, dat die feit dat hy vir my gesterf het, ek nie meer skuldig kan wees aan die skuld van die sonde nie, omdat ek myself aan die kruis saam met hom gesterf sien. So Christus het vir ons sondes gesterf. Dan lees ons dat hy ook vir ons begrawe is. Met ander woorde, hy is gesterf en hy is begrawe, soos wat Paulus in Romeine 6 van praat, sodat ons kan vereenselwig met die dood in my plek. Nie net sterf in my plek om die skuld van my sonde te dra deur sy bloed nie, maar ook 'n vereenselwiging in die feit dat hy gesterf het in my plek, sodat ek in 'n nuwe lewe kan opstaan.
En dan die derde deel is dat Christus op die derde dag opgestaan het. En dat ek dan so in 'n nuwe lewe aan die ander kant van die geestelike dood kan opstaan. En in 'n nuwe lewe kan wandel deur 'n nuwe skepping te wees. En Paulus noem dit in 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4 dat alles het gebeur volgens die skrifte. So met ander woorde, die Bybel leer ons en ons het nou al baie gepraat oor die verborgenheid wat aan Paulus geopenbaar is. Maar hierdie was 'n realiteit wat God van die begin van die skepping af in plek gehad het. Omdat hy geweet het die mens gaan sonde doen. So die sonde van Adam het God nie onverhoeds betrap nie. Van voor die grondlegging van die wêreld af was hierdie plan dat God aarde toe kom in die vorm van die mens Jesus, volledig God, volledig mens, om fisies as mens in die plek van die sondige mens te sterf. En dit alles is in die skrif opgeteken. So niks hiervan is 'n bykomendheid aan die skrif nie. Dit is nog altyd in die skrif. In die Ou Testament het ons die tipes van hierdie waarheid gesien wat aan Paulus geopenbaar is. Voordat ons kyk na die klompie onderwerpe, net jou aandag fokus op 'n baie belangrike gesprek van die apostel Paulus met die jong dominee van Efese, Timoteus. In 1 Timoteus 1 vers 5 en ook verder lees ek dat Paulus vir Timoteus sê, maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart en 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof. Vers 11. Volgens die evangelie van die heerlikheid van die salige God wat aan my toevertrou is. So die doel van dit alles en alles waaroor dit gaan in verhouding tussen God en mens, gaan oor 'n liefdesuitspraak. Dat God die skepping, die mens wat in rebellie teen hom gedraai het, nie wil verloor nie. So hierdie gebod is liefde uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof. En Paulus sê, dis volgens die evangelie van die heerlikheid. Dis 'n heerlike evangelie wat aan hom toevertrou is. Vers 12. En ek dank hom wat my krag gegee het. Christus Jesus ons Here. So Paulus sê, ek dank Christus ons Here wat my die krag gegee het, dat hy my getrou geag het en in die bediening gestel het. Paulus se ontmoeting op die pad van Damaskus. Het Jesus Paulus geroep en gesê, jy is my uitverkore wêreldgetuig aan die heidene. En hy sê, ek dank die Here, dat hy my getrou geag het en my in hierdie bediening gestel het. Hy sê, my, wat vroeër 'n lasteraar en 'n vervolger en 'n geweldenaar was. Maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof. So Paulus sê, dat hierdie evangelie is aan hom toevertrou uit genade, en die doel is om die mens terug te kry, wat verlore is, Jood en heiden. En God het 'n lasteraar, 'n vervolger, 'n geweldenaar gebruik, en hom gered, en hom gestuur met hierdie wonderlike evangelie.
Vers 14. En die genade van ons Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het, om sondaars te red, van wie ek, sê Paulus, die vernaamste is. So die genade van die Here was so groot, en hierdie genade word gekoppel, hierdie evangelie aanbieding, is 'n genadige uitreik van God, in oorvloed, dat hy almal wil red. En die sleutel is geloof en 'n liefde wat in die Here Jesus is, wat hom gedring het om sy lewe in die plek van die verlore sondaar te gee. Dan sê hy, dis 'n betroubare woord, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. En is interessant die keuse, waar hy praat van Christus Jesus, Christus, die een wat die verwagte Messias, wat julle geken het, as Jesus. Die apostel Paulus gebruik verskillende uitdrukkings, om die evangelie te beskryf, wat hy gestuur is om te verkondig. Elke frase van hierdie verskillende onderwerpe bied en werp ander lig op dieselfde boodskap. Want Paulus sê, dis die openbaring van God se genade aan die mens deur Christus Jesus. Kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie titels of hierdie onderwerpe wat hulle self openbaar in hierdie verborgenheid van die genadige evangelie van die koninkryk wat God aan Paulus gegee het. In die eerste plek sê hy, dit is die evangelie van Christus. En ek wil hê jy moet mooi kyk na hierdie klompie verskillende onderwerpe. En jy sal agterkom dat alles is gesetel en draai om Jesus Christus. Daar is niks van hierdie evangelie wat enigsins iets inhou, wat 'n mens kan doen om salig en regverdig voor God te wees nie. Hierdie evangelie wat God aan Paulus openbaar, is die evangelie, die blye boodskap, en die woord evangelie is blye boodskap. Die engele sê vir die herders, ek bring julle 'n tyding van groot blydskap, dat daar vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. En Paulus sê dat hierdie blye boodskap, hierdie boodskap van God wil hom versoen met die mens, en hy wil vir die mens 'n oplossing vir sy skuld aanbied. En hierdie oplossing is hierdie goeie nuus, en dis die evangelie van Christus. Romeine 1 vers 16 sê, want Paulus sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want dit, hierdie evangelie van Christus, is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eers vir die Jood en ook vir die Griek. So met ander woorde sien jy alreeds in die Romeine boek se begin, sê Paulus dat hierdie evangelie van Christus het 'n baie unieke titel. Dis die krag van God wat kan red. En dis vir Jood en Griek wat glo. Nêrens staan daar dat hierdie evangelie van Christus iets van die verbonde of die besnydenis of iets van die Joodse evangelie aanbieding inhou nie. Die aanbieding in Christus
is die krag van God wat red as jy glo, as jy die evangelie glo. En ons het nou gesien, hy het gesterf in jou plek, hy is begrawe in jou plek, hy het opgestaan in jou plek, en hy soek 'n geleentheid, dat jy hierdie kans sal kry, dat hy aan jou kan verskyn, en hy hierdie wonderlike evangelie aanbied om te kan reageer op. Hierdie goeie nuus is gesentreer in Christus self. Sy dood was vir ons sondes. Sy begrafnis was sodat ek kan my vereenselwig met sy dood. Om van 'n ou lewe in 'n nuwe lewe kan gaan. 'n Lewe in rebellie van God, waarvoor hy gesterf het en ek sterf saam met hom. Ek word begrawe sodat hierdie ou lewe kan omgeruil word. My sondigheid, my skuld op hom, sy geregtigheid op my. En dan om te kan opstaan as die krag van God tot my volmaakte verlossing. Hy is die middelpunt. Hy is die senter van hierdie boodskap. Hy is alleen in almal, vir almal. Geen verbonde, geen wetsonderhouding, geen niks van die Ou Testamentiese tradisies wat die Jode gedoen het, is noodsaaklik en van toepassing op die heidene en die Jode wat hierdie evangelie aanbieding in die genade dispensasie van Paulus aanneem, wat Jesus aan hom bekend gemaak het. Kolossense 3 vers 10 en 11 sê, en julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy skepper, waar daar nie Griek en Jood, besneede of onbesneede, barbaar, skiet, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles, en Christus is in almal. So met ander woorde, my opstanding saam met hom, beklee ek my nou met die lewe van Christus, omdat my sondige, skuldige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het, hy in my plek. Ek staan op aan die ander kant van die graf, met 'n nuwe lewe. 2 Korintiërs 5 vers 21. Christus is die middelpunt, hy is die bron van hierdie boodskap. In Galasiërs 1 vers 11 en 12 sê die apostel, maar ek maak julle bekend, broeders, dat hierdie evangelie van Christus, wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of van 'n mens geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus die Christus. Die tweede titel is dus die evangelie van die genade van God. In Handelinge 20 vers 24 sê Paulus, hy sê, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring, en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Hierdie evangelie van Christus is die evangelie van die genade van God. Dis iets wat ek nie kan verdien nie, dis iets waarvoor ek nie kan werk nie, en is iets wat ek nooit uit myself kan vermag nie. Want hierdie evangelie is die evangelie van die genade. So die sentrale punt, behalwe dat Christus die sentrale punt is die sentrale punt van die evangelie, dat dit draai om genade. Dit beskryf wat God vandag doen. Hy bied genade aan
aan die hele mensdom. En hy deel dit uit as 'n geskenk. Geskenk kan jy nie voorwerk nie. Want die oomblik as jy voorwerk, is dit nie meer 'n geskenk nie. Hy handel nie meer soos wat hy met Israel gehandel het deur die wet nie, maar bied vrylik aan almal die evangelie van die genade van God. Dis soos Titus 2 vers 11 sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Hierdie evangelie, hierdie reddende evangelie, is die genade van God, wat deur Jesus Christus aan alle mense verskyn het. Verskyn is dis beskikbaar gestel. En dis die wonderlikheid. Die derde, wat hierdie titel van die evangelie openbaar, is dat is die evangelie van julle redding, sê Paulus. In Efesiërs 1 vers 13, en as ons nou vinnig net agtergrond gee, die eerste 3 verse handel oor die grootheid van God in die verlossingsplan. Vers 4 tot by vers 11, 12 handel oor die werk van die Seun in die verlossingsplan. En vers 13 tot 14 handel oor die werk van die Heilige Gees in die verlossingsplan. En nou sê hy, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, hoor nou, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Ek wil net mooi kyk, hy sê dit is die evangelie van julle redding. Hierdie evangelie is die enigste saak wat julle redding in gedagte het. Hierdie evangelie se uitsluitlike doel is julle redding. Die evangelie van hoe julle gered kan word. As jy dit glo, verseël word met die Heilige Gees, wat die belofte word dat julle kinders van God genoem kan word. Hierdie aanbieding maak dit persoonlik. Die oomblik as jy op Christus se voltooide werk vertrou, word jy verseël met die Heilige Gees om nooit weer verlore te gaan. Dis die enigste evangelie wat jou as persoon kan red. Daar's geen ander evangelie nie, want dis die evangelie van julle redding. Die vierde, hy sê dis die evangelie van die onbesnedenis. Hierdie is 'n baie belangrike titel of onderwerp van die evangelie. In Galasiërs 2 vers 7 sê hy, maar inteendeel, toe hulle, dis Petrus en Jakobus, sien dat aan my die evangelie van die onbesnedenis, die nie-Jode toevertrou is, net soos aan Petrus die vir die besnedenis, het Petrus en Johannes vir Paulus die vriendskapshand gegee, dat hy die evangelie met die heidene kan deel, want dit is niks vreemds nie. En jy lees daarvan in Handelinge 15. Maar kyk wat staan daar, dis die evangelie vir hulle wat geen verbintenis deur tradisies aan God het nie. Dis die evangelie vir iemand wat volgens die Joodse kultuur nooit kan inpas nie. Want jy was nie besny nie. Jy's nie in hierdie unieke verbond nie. En nou kom Paulus en hy sê, dat toe hy die evangelie vir my gee, sê Paulus van Jesus, het hy die evangelie van die onbesnedenis genoem. Hulle wat niks het om aan te bied, om aanvaar te word.
'n onbesnedene, 'n heiden, was laer as die laagste wat daar kan wees. Die Jode het nie eers saam met hulle geëet nie. En Paulus sê, dis vir hulle die laagstes van die laagstes, die sondiges van die sondiges. Dis vir hulle wat hierdie evangelie van pas is. Hierdie toon die omvang en die spesifieke gehoor aan. Die boodskap van genade wat aan die heidene gestuur is. Afgesien weer eens van Israelse verbonde en of hulle besny is, en of hulle die Sabbat hou, en of hulle die wette nakom, jy het niks. En dis wat dit so groot maak as jy net terugkyk na die 10 gebooie in Eksodus 20. Kom dit amper dieselfde neer. God sê, ek is die Here jou God, wat julle uit Egipteland uit die slaafhuis uitgelei het. Eintlik sê hy vir Israel, ek het jou daar uitgelei, jy het niks gedoen om hier te wees. Jy het niks vermag om te kan sê, ek verdien dit nie. En dan gaan hy aan en hy sê, as jy dit aanvaar, dat ek jou God is dit die stel reëls wat jy gaan leef. En so kom Paulus in die Nuwe Testament, en hy sê vir die heidene, ek gaan vir jou my stel reëls gee. En dit kom uit genade vir mense wat niks verdien. En dis hoekom dit so groot genade is. Die 5de is die evangelie van vrede. In Efesiërs 5 vers 16 sê hy praat van die wapenrusting, hy sê, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Die 5de titel van hierdie aanbieding van Paulus is 'n boodskap waar God sê, ek wil met jou vrede maak. Dis die evangelie wat God hom terugdraai na die sondaar toe, omdat Jesus die skuld van die sondaar op hom geneem het. En daardie offer 'n heilige God kan tevrede stel, dat daar volledig in die plek van hierdie sondaar gesterf is. Dat die skuld van hierdie sondaar betaal is. En dat God nou in Christus met hierdie sondaar kan vrede maak. En daarom noem hy dit die evangelie van vrede. Dit openbaar die resultaat van die evangelie. Die doel van die evangelie is vrede met God. Daarom sê Paulus in Romeine 5 vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God. Hoor nou, deur ons Here Jesus Christus. Omdat jy jou geloof in die geregtigheid van God geplaas het, dat hy die sonde, jou sonde in Christus raak sien, tevrede is dat die skuld betaal is, en jy in geloof hierdie aanbieding aanneem, maak hy jou regverdig, en bring hy vrede tussen jou en hom. Dit beëindig die vyandskap tussen God en mens, en tussen Jood en nie-Jood. As jy Efesiërs 2 lees, dan sê hy het die skeiding tussen Jood en nie-Jood weggeneem. En van hierdie twee, wat in vyandskap was, het hy een gemaak, in Christus Jesus. Hier sê hy, 2 vers 14 en 15, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak het, en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het. Vyandskap tussen mens en God, vyandskap tussen Jood en nie-Jood. En hy bring hierdie twee by mekaar, omdat hulle elkeen reg is met God. Dis die driehoek van verhouding. Die een kant maak reg met God, die ander kant maak reg met God. En hoe nader hulle op hierdie sypunte van die driehoek opbeweeg na God op die middelpunt,
beweeg hulle nader aan mekaar. En hy is hierdie evangelie van vrede. Die 6de, dis die evangelie van die heerlikheid van Christus. 2 Korintiërs 4 vers 4 sê naamlik, die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here. En die wonderlikheid van hierdie hele evangelie aanbieding is dat dit Christus wil verheerlik. En dis wat die duiwel keer, deur die mens te laat voortploeter om iets te doen om aanvaarbaar vir God te word. Want hy wil die evangelie van die heerlikheid van Christus wegvat. Want as die sondaar in genade hierdie aanbod aanneem, die evangelie glo dus, gaan dit nie oor die mens nie. Dit gaan oor die heerlikheid en die grootheid van Christus. En dis die titel van die evangelie. Dit toon die doel van die boodskap, om Christus in heerlikheid te verheerlik as die hoof van die liggaam. Die 7de, dis die evangelie van die heerlike en salige God. 1 Timoteus 1 vers 11 volgens die evangelie van die heerlikheid van die salige God wat aan my toevertrou is. Paulus sê dat hierdie evangelie is die aanbieding van die heerlikheid, die grootheid, die almag, die wonderlikheid van hierdie God wat bereid is om in my plek te sterf. Die heerlikheid van hierdie salige God wat bereid is om hom in Christus Jesus se offerdood met my te versoen. Dit wys die bron. Die boodskap weerspieël die geluk en die goedheid van God self, wat hom verlustig in die betoon van genade. God wil genadig wees. En God verlustig hom om goed te wees. En dit weerspieël, soos ek nou gesê het, die geluk wat daar, die lekkerte, as ons dit so kan sê, van God om vir die mens hierdie offer en hierdie uitkoms en hierdie aanbieding te bied. Dit bring aanbidding, dit bring lof, dit bring 'n terugsit in rus, dat dit vir God plesier verskaf, as die verhouding tussen hom en my herstel word. Die 8de, dis die evangelie van die apostel Paulus en die evangelie van Jesus Christus. Romeine 16 vers 25 sê, aan hom dan wat magtig is, om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is. Paulus sê, hierdie evangelie is Paulus se evangelie, maar dit sal Jesus se evangelie ook wees. En as Jesus so sê, sal Paulus so sê. En as Paulus so sê, sal Jesus dit bestempel en daarmee saamgaan. Want dis die aanbieding van Christus wat aan Paulus toevertrou is. 2 Timoteus 2 vers 8 sê, onthou dat Jesus Christus uit die geslag van Dawid uit die dode opgewek is volgens my evangelie. Want Jesus het dit aan Paulus op die pad van Damaskus geopenbaar. Dit beklemtoon die unieke openbaring wat aan Paulus gegee is, 'n boodskap van genade en die verborgenheid, die misterie, wat geheim gehou is sedert die begin van die wêreld. Dat hierdie
wonderlike plan, die plan was van Christus, om mens te kom word, om in die plek van die sondaar te sterf, sodat dit wat met die sondeval vernietig is, dit terug te bring, na die oorspronklike skepingsdoel van God met die mens. In die 9de plek sê hy, dis die evangelie, wat aan die mensdom behoort. 1 Tessalonisense 1 vers 5 sê, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woorde alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerheid, sodat julle weet hoe danig ons onder julle ontwil gewees het. Dis ons evangelie. Dit bied en dit beklemtoon die rentmeesterskap. Dis dieselfde boodskap wat aan ons verkondig word, wat ons kan vat om aan ander te verkondig. Dis dieselfde woord wat my red, wat my uitdaag en my aanvuur om dit met ander te deel. En ek dink hierdie is 'n ongelooflike sterk boodskap vir die kerk van vandag. Dat jy kan mos nie stil bly as jy werklik hierdie grootheid van hierdie evangelie verstaan. Dan kan jy mos nie op jou daar in die hoekie gaan sit en sê, ag nou is ek reg en ek is nie gepla oor die ander nie. Dis juis hierdie evangelie wat jou 'n rentmeester maak. Wat dit wat jy uit genade ontvang het, jy dit ook met ander wil deel, sodat ander dit ook kan hê. Hierdie evangelie het talle titels. Elke frase van hierdie aanbieding voeg nog 'n laagie van begrip en wonderlikheid by. Die bron daarvan is die Heilige God. Die aard van hierdie evangelie is genade. Die middelpunt van die evangelie is Christus. Die omvang van die evangelie is alle mense. Die resultaat van die evangelie is vrede. Die doel van die evangelie is die heerlikheid en die verheerliking van Christus. Die rentmeesterskap van die evangelie is Paulus en elkeen wat glo. Die evangelie het geen doel, het geen impak in jou lewe, as jy nie bereid is om dit wat jy ontvang het, te deel. Die evangelie van die genade van God is meer as net 'n boodskap. Dis die enige en die unieke uitdrukking van wat God vandag doen. Hy stort nie toorn uit nie, maar deel genade aan almal wat glo. En ek hoop dat hierdie eenvoudige aanbieding jou sal aanspoor om dit eers vir jouself toe te eien. En dan, omdat God soveel genade oor jou lewe uitgestort het, jy nie sal stil bly om dit met ander te deel. Hulle kan jou verwerp, maar hulle kan nooit die uitnodiging en die saad van die Heilige Gees wat jou woorde in hulle harte instort en laat groei, kan hulle nooit verwerp nie. Want dit bied God die geleentheid. Al maak hulle dit af as niks. Jy word die geleentheid waar die Heilige Gees van God met die ander persoon kan werk. Want die Gees van God is getrou en hy sal sy woord nie ongedaan laat. En daarom is ek en jy rentmeesters van hierdie wonderlike evangelie. Ek en jy is gered om dit met ander te deel. En ek wil baie keer so ver gaan as ek daaraan dink, en ek wil nie verkeerd sê dat ek wil veroordeling klink nie. Maar ek dink nie 'n mens kan gered wees en werklik die
impak van hierdie evangelie en die grootheid van God se genade verstaan en begryp, en dan stil bly daaroor. Ek dink 'n mens wat werklik toelaat dat die Heilige Gees van God jou hierdie heerlike openbaring, hierdie ontdekking maak, en hy jou hierdie vrede gee, dat jou lewe met God reg is, dat jy dit met ander mense sal deel. Dis onmoontlik. Die Here gee genade en die Here dra vir ons deur. Amen.